Julle, goeiemôre, welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Vanoggend reageer ons op 'n video van 'n ou wat reageer. Nee, ek speel, hy reageer daarom nie, maar hy praat oor 'n spesifieke topic wat nou nogal in die media is, en dit is hierdie hele ding van, dis eintlik nou al 'n rukkie, en ons het eintlik al 'n video hieroor gemaak, oor die Disclosure Day en hoe mense hoe almal dink die kerk, daar gaan die great falling away, waarvan die Bybel praat, dit is in die Bybel, dat al baie mense deceived gaan wees en goeders, maar jy weet, daai oogpunt was van die kerk se oogpunt af, wat gesê het, hierdie experts, hierdie UFO experts het vir hulle gesê, hulle moet die kerk gereed maak. Ja, gereed maak, voorberei is die woord wat ek soek, vir hierdie groot deception wat kom, en dit is met aliens, en nou, 'n maand of wat later, kom hierdie movie uit van Steven Spielberg, Disclosure Day, heel toevallig. En so, hier is obviously 'n narratief, hier is obviously iets aan die gang, verstaan, is nie net per toeval dat al hierdie goed gebeur, en dat dit rondom disclosure gesentreerd is nie, daar is definitief iets aan die gang, daar is definitief een of ander deception wat op pad is hierdie die great deception, is dit die great falling away, ek glo nie, ek dink meeste mense wat die Bybel ken, wat die kerk ken, wat lief is vir die Here, wat hulle woord ken, weet dat verstaan die konsep van aliens, jy weet dat dit 'n geestelike principalities, die Bybel praat van rulers, principalities, demonic, verstaan, daar is so baie geestelike goed wat ons nie sien nie, en daar is glimpses daarvan, en ek het hierdie storie vertel, ek dink ons het dit vertel van ek en my chommy wat hierdie alien encounter gehad het, en sy pa wat bloot vir ons gesê, dit is geestelik, verstaan, dis nie een of ander fisiese ding wat nou uit space uitkom, of van Mars afkom, of iets, en hierdie goeters is eintlik maar, jy weet, hy was so oortuig van dat hy gesê, dis 100% geestelik, en partymaal kan ons hierdie goeters beleef, en ons kan dit sien, en ek meen, daar's baie dominees en pastore en priesters en goed wat kan getuig van die demoniek en van die geestelike realm, en dit is 'n realiteit. Maar vandag kyk ons 'n video van iemand wat ek nogal baie like, en ek kyk hom baie, en ek hou van sy doktrine, en van wat hy glo, en waaraan hy glo, en jy weet, hy glo die Bybel, en hy glo in Jesus, en dit is solid, sy doktrine is solid, en hy maak nogal vir my cool video's. So ons kyk vanoggend hierdie video van What Do You Mean, is sy kanaal, en ons sal die video link en alles, want ons kan nie obviously hulle goed gebruik sonder om hulle te credit nie. En ons gaan kyk wat hy te sê het. Ek en Julian het nog nie die video gekyk nie, ons kyk dit nou vir die eerste keer, en ons gaan reageer daarop. En ja, so hoop julle geniet dit. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. A few weeks ago, one of the biggest names in Hollywood promised a movie that could change the foundations of Christianity unlike few before. If this truth were just known overnight, that would mess up a lot of people. What does this do to the fundamental beliefs that many of us have? And, is God our God only on this planet? Now, that's Steven Spielberg suggesting that his new movie Disclosure Day could create a shock so big Ontological shock. that it would force Christians to rethink their entire faith. So I watched it, and yeah, I don't think it went how he thought it would. Now, keep in mind that this narrative about aliens and God didn't start with Spielberg. Okay, so eerstens, kom ons pause dit net daar en sê, hierdie is Steven Spielberg. Die ou is seker een van die
Kom ons hoor eers, wat dink jy van hom? Soos like jy die dude se movies? Ek like sy movies en goeters. Hy doen vir my, hy's 'n goeie director, soos die manier hoe hy 'n movie skiet, die manier hoe hy 'n storie vertel, soos jy's heeltyd getrek aan dit. Dis nie net 'n begin, middel, einde tipe ding, soos jy heelpad deur dan volg jy die storie en dit is so interessant. Wat is jou favorite movie van hom? Daar is so baie. Daar is so baie. As jy een kan noem. Probeer een noem. Nou moet ek aan die name dink. Jurassic Park, E.T., hy het Signs, Signs gedoen nie, dit was daai M. Night Shyamalan ou, maar ja, Kyk, ek het groot geword met Jurassic Park, dit sal altyd 'n klassiek bly, met al die Jurassic Park movies, sal maar altyd 'n klassiek bly. Ja. Maar ja, hy's regtig vir my 'n goeie director. Hy is. Sy storie. Ek like ook sy movies, en ons moet net besef, een ding besef, hierdie ou is 'n Hollywood filmmaker. Hulle gaan doen wat hulle kan. Eerstens, die eerste punt wat ek wil maak is hulle gaan doen wat hulle kan om hierdie ding te bemark. Ja. Nou, ek het nou nog gesê, ek glo hy is 'n agenda, maar ek glo ook, dis baie maklik vir hierdie ouens om op die bandwagon te spring. Hulle sien al klaar hierdie kontroversie in die kerk, wat die kerk begin het, eintlik, veroorsaak het van aliens, en daar gaan hierdie great falling away wees, en nou Steven soos, of sy PR mense is obviously soos, hierdie is 'n great angle, ou, kom ons gaan met dit, verstaan, jou movie kan dalk baie mense laat twyfel, en kom ons speel op hierdie kontroversie, en kom ons ry bietjie die golf, verstaan, want, wat wil hulle hê? Hulle wil geld maak. Hulle wil mense kry om hulle movie te kom kyk. So, daar's al klaar miljoene mense wat ingechime het op hierdie kontroversie wat die kerk begin het van die disclosure van Trump, wat nou hierdie alien files, UFO files gaan release, en dan gaan hierdie massive falling away wees, en hy het van hierdie files release, en daar was glad nie 'n falling away nie, daar was soos, ek meen, dis nie eens meer op niemand se lippe nie. Ja. Maar nou, kom Spielberg weer in die mix in, en nou sê hy soos, yes boys, hierdie ding gaan baie mense laat twyfel. Dis, wat Hollywood nie sal doen om geld te maak. Exactly, ou. Heel eenvoudig. Ja, ek sien sommer. Nee, moenie worry. It's okay, sit jy. Spielberg. From Prometheus, Contact, and so on, Hollywood has assumed for decades that the appearance of aliens could disrupt the Christian faith. We've seen this before, but it's never actually done so successfully. But given the way that this one was marketed, people expected this one to be significantly more threatening, which makes the plot choice interesting. If you don't know what Disclosure Day is about, it's about the discovering and the disclosing of government hidden interactions with aliens who's landed on Earth, and it weaves in several moments where characters, including religious characters, are forced to wrestle with what this contact means for their faith. The film clearly wants these big moments, or Spielberg calls moments of ontological shock. And there were a few big faith moments that have people talking the most. The first point in the film where faith comes up is when one character says something like, our whole lives we've been told to believe in a supreme being, and now that supreme beings are here, people won't be able to handle it. And this one was interesting to me because it seemed like it assumed a fundamental misunderstanding of the Christian conception of God. When we think of God as a supreme being, we mean that he's the creator of all finite things, not just some. So this would mean that even if there were aliens, they would also need a creator, or in other words, a supreme God that made them in order for them to exist in the first place. So that was the first one. And the second one is something that I've heard countless people echo before. One of the characters in the film said, if the universe is so vast and we're not even close to the only life on it, what does that mean for the idea that God made all of this for us? And the first thing that came to mind when I heard this was in Psalm 8, where it says, when I consider the heavens, the work of your fingers, what is man that you are mindful of him? However, the psalmist was looking at the vastness of the universe and was declaring how incredible it is that a God so big could know and care for us. But the claim in the movie assumed that the vastness was a problem. It was challenging the notion that God created trillions of galaxies just for us. Or in other words, it assumes that aliens would have to exist because if not, God would just be wasting a lot of space and time if we... Ek wil hom gou daar pause. Ek het 'n gedagte en een van my vriende, toe ons baie klein was ons sy pa is 'n pastoor en hy was baie hoog op in die volle evangelie kerk daai tyd en 'n oom wat ek ongelooflik baie respek vir het as dit kom by kennis van die Bybel en van God en van
sy opinies rondom die hoe die geestelike en die fisiese bymekaar kom. En hy het vir ons vertel van, ons het ook eintlik met hierdie vraag na hom toe gegaan en gevra soos dink hy daar is aliens. En dit was vir hom 'n baie eenvoudige antwoord om vir ons te sê nee en dit net daar te los, maar hy het nie dit gedoen nie. Gelukkig het hy ons verduidelik en 'n bietjie die prentjie ingekleer en hy het ons eintlik half geantwoord met 'n vraag en gesê, en ek dink ons het dit in die vorige video ook genoem, ek kan dit nie onthou nie, maar wat hy gesê het soos, as daar lewe op Mars is byvoorbeeld, of op Pluto, ek meen, dit is net ons ruimte, wat noem jy dit, galaxy, ek weet nou nie Melkweg. Melkweg, ja, dis nou net ons Melkweg hierdie, waarvan ek praat, daar is nou 8 of 9 planete, ek weet nou nie of hulle al besluit het of Pluto nou 'n planeet is of nie, maar dit maak nie saak nie. Hoe dit ook al sê, hoekom sal Jesus op die aarde kom sterf? Verstaan, as daar mense was op ander planete en ek praat nie eers van planete net in ons Melkweg nie, ek praat van die biljoene ander moontlikhede van lewe op ander planete. Hoekom het Jesus besluit om op die aarde te kom sterf? En dink jy God, en die ander vraag wat hy gevra het is, dink jy God sou sy seun stuur om meer as een keer dood te gaan vir elke verskillende planeet of lewe wat daar is op ander planete? Verstaan jy, hoe cool moet dit wees? En sal elkeen dan hulle eie Bybel hê? En sal Jesus se naam op elke planeet anders wees? En verstaan jy, dit is alles goeders wat net, daar's 'n rede hoekom Jesus aarde toe gekom het. Daar's 'n rede hoekom hy mens geword het. Daar's 'n rede hoekom hy hier gesterf het vir die mensdom. Nou daar is lewe op ander planete en as daar lewe is op ander planete, is hulle mense soos ek en jy. Dit gaan nie green skin, grey skin, black eyed freaking pugs wees nie. Verstaan jy? Dit gaan nie many black iets wat ons gerefereer het. Dit gaan nie sulke beings wees wat anders lyk as ons nie. As daar lewe is op ander planete, is hulle deel van die mensdom. Ek dink nie daar is nie. My eerlike opinie is, en evidence uit die Bybel uit, daar is nie lewe op ander planete nie, want anders sou die Bybel vir ons gesê het, daar is nie lewe op ander planete nie. Ag, daar is lewe op ander planete, en Jesus het kom sterf vir die heelal, nie vir die mensdom nie. Jy hoor wat ek sê, dit maak net nie vir my heeltemal sin nie. En dit was net 'n punt wat ek gedink het nogal belangrik is om in ag te neem van, vra 'n bietjie vir jouself die vraag, en die ding is die, wat hy toe op die einde van ons, vir ons sê is hierdie is alles gekompliseerde vrae, maar die Bybel is nie gekompliseerd nie. Die Bybel is eenvoudig. Die Bybel is geskryf vir 'n ou soos ek, en 'n ou soos jy, en 'n ou op die straat, en 'n ou wat hoogs geleerd is, en 'n ou wat glad nie geleerd is nie, om dit te kan verstaan. Dit is hoe die Bybel geskryf is. Daar is nie hidden messages of cryptic messages dis nie lyn of verstaan jy? Dis nie 'n Tomb Raider game wat jy puzzles moet bou om by die waarheid uit te kom nie. Die waarheid is reg voor jou op die papier, swart en wit. Nou ek sal sê, jy moet bietjie dieper in dit induik, en jy moet die Grieks gaan lees, en jy moet die Hebreëus gaan lees, en Latyns, en jy moet kyk, jy moet al daai goeters doen, en jou navorsing doen oor konteks en sulke goeters, maar dit is about hoe diep jy kan gaan. Kry konteks rondom hoekom Jesus hierdie ding gesê het, op hierdie tyd, by hierdie plek, van daar's konteks daarin. Maar dis nie, hy het nie een of ander read between the lines boodskapies vir ons gegee nie, verstaan jy wat ek sê? Maar ja, ek weet nie of jy iets wil byvoeg nie. Ek dink, as ons nou net kyk na die video, die hele, en dis vir my so ironies dat dit nou so net na die Alien Files releases uitkom. As mens gaan kyk, die hele kruks van die storie is, hierdie Alien Files word release, en hoe die kerkhoofde en alles nou, en die religion uitmekaar uitval. Presies wat gebeur het. Die Files is release, die pastoor is hoe hulle met die kerk reg kry, jare. En nou kom die movie net na dit uit, nou dat dit so begin dying down.
Nou begin dit weer met hierdie movie nou weer. So definitief soos jy gesê iets is Ja, besig. ek dink so, hè. Daar's definitief die potte aan die kook. Ek dink definitief daar is een of ander worldly agenda. Daar's een of ander onthou, die ding is en iemand het dit so goed vir my gestel die ander dag en hy het selfs gepraat van 'n skool. So dis nie eers so far-fetched nie, maar hy het gesê, wat is 'n skool? Is dit 'n Bybelse instelling of 'n wêreldse instelling? Sê ek, dis 'n wêreldse instelling. Dis sê okay, en wie is die heerser van die wêreld? Dis ek soos en ek het nie gelike om dit te antwoord nie, maar Satan is die heerser van die wêreld. En toe sê hy, maar hoe verwag jy dat? Dis al hele ding van Wody Buckham het gesê. Hy was hierdie pastoor, hy is onlangs oorlede, so ou wat ek ook nogal gelike het gesê. We keep sending our kids to Caesar for education. Why are we surprised when they come home as Romans? Ja. En dis die ding, verstaan, soos jy moet jou kind educate. Maar in elk geval, lang storie kort, is daar is 'n agenda. Die wêreld het 'n agenda. Want Satan is die ruler of this world. En hy gaan die leier, hy gaan die heerser wees oor die wêreld tot Jesus terugkom en hom verslaan en hom in die put gooi. Verstaan? So daar is 'n agenda en dit is ek sal sê want obviously hierdie movie is seker al 3-4 jaar in produksie. Definitief. So ek sal sê die movie is net deel van die agenda. Hoekom het die government besluit om die UFO files nou so naby aan hierdie movie se release te verstaan jy? Daar is so ek dink definitief something's up. Maar ek dink net soos mense moet wakker wees en Jesus waarsku ons. Hy sê ons moet wakker wees in daai tyd. Daar gaan baie valse profete wees, daar gaan baie valse leraars wees. Ons het hierdie ook al bespreek en daar gaan 'n great falling away wees. En Satan gaan baie mense mislei en dit gaan so erg wees dat even if possible even the elect, soos party mense wat reeds soos ek en jy wat glo in Jesus, wat nie glo in hierdie goed nie. As ons nie wakker is nie, loop ons ook die risiko om gedeceived te word en om weg te val van die geloof af. Maar of dit nou die alien disclosure is wat dit gaan veroorsaak, dis die hele ek bedoel dis die topic op die tafel. Ja. Is it gonna be the alien disclosure? Of distract hulle ons net alweer? Want ek dink daar as jy nou 'n bietjie in conspiracies ingaan, dan is daar's al hierdie conspiracies, Project Bluebeam en jy weet al hierdie goeters wat hulle en jy sien dit nou al man, dit gebeur nou al oor die wêreld wat hulle hierdie drone shows doen en ek weet nie of jy al hierdie holograms gesien het wat hulle doen by shows en goed. Dude, dis insane. Dit lyk letterlik of daar 'n demoon in die lug is. Dit lyk soos fisies, dit lyk nie soos 'n hologram nie. Verstaan, dit lyk soos Dis gevaarlik. ja, verstaan. So daar is die tegnologie is op 'n punt waar hierdie deception kan gebeur enige dag en dit kan enigiets wees en Enigiemand is vatbaar. Ek meen 'n derde van die engele het geval. ja, Heilige beings het geval as gevolg van deception. So ons is nie vatbaar daarvoor. Nee, ons is nog immuun meer inteendeel. Ja, ons is nie immuun nie. Maar die enigste immunity wat ons het is Jesus. Ja. As ons by hom is en by hom skuilings vind en by hom geplant is en dan gaan ons nie gedeceive wees nie want ons weet wat die waarheid is. En daarom is dit ook so belangrik om stick to the Bible because that's our only foundation. Ja. Wat daar binne is en daar binne gesê word is die waarheid en waaraan ons moet vashou. Selfs al want die ding is die en ek dink jy het dit op laas in die vorige video gesê en ons het daaroor gepraat van God creates en Satan counterfeits, Satan corrupts. En die ding is daai counterfeit lyk verskriklik baie soos die waarheid. Dit is net soos wat Satan kom doen het met Jesus in die woestyn en vir hom die Bybel gegee het, skrif gegee het. En Jesus is soos nee, jy gebruik dit verkeerd. Soos hier is die waarheid. Ja, hier is wat die woord eintlik sê. Verstaan, en ek en my vrou praat gisteraand daaroor want ek wil vir my dit is nou baie stupid punt, maar ek wil vir my skoene op Shein bestel. Ja. Dit is soos Nike draf skoene en sy sê ja, sy's baie
Sy weet nie, sy is bietjie skepties. Ek sê vir hom, maar ek het fisies hierdie Nikes op Shein bestel. En ek soos R1000 goedkoper betaal as wat ek in die winkel sal betaal. Maar in elk geval, en ek sê vir haar, soos dink jy hierdie is fake? Sy soos, dit lyk te real. Dit lyk te perfek. Dis soos die ding wat lyk soos 'n knock-off is eintlik die regte ding. En ek sê dis nogal goeie punt wat sy maak. Verstaan? Soos ek het dalk hierdie fake Nikes op Shein gekoop. En dit maak nie eintlik vir my saak nie. En dit is ek dink dis die risiko. Soos maak dit vir jou saak of nie? Gaan jy die deception net ignore of net aanhou leef in dit of gaan jy stick to the original? En ek dink dis nogal weer eens een van my mic droppe. Ja. We're the only intelligent life in the universe. Now, leaving aside that there could be other beings in the universe, this would only be an issue for a being that's limited by time and space. Because if he were, then yeah, maybe creating trillions of galaxies outside of Earth would be an immense waste of resources. But in Christianity, God isn't limited by time or space, so he would have infinite time and space to work with. In fact, the vastness of his creation is what makes him so deserving of awe in the first place. And the third moment was a nun character who gets a phone call addressing all of this and has what's framed as a moment of reckoning with what alien contact means for her faith. And when you actually watch the scene play out, the conclusion she lands on isn't, I guess God isn't real, or I guess everything I believed was wrong. Instead, it's something much closer to, okay, so creation is bigger than I thought, and that doesn't change who made it. Which, yeah, that's basically just so I'm processing new information about creation and landing on the creator made this too. So it was at this point in the film that I was honestly thinking that these faith moments felt more like something that someone who isn't a Christian and didn't personally know any real Christians might consider to be a threat. Honestly, it felt like those who make the argument that if dinosaurs existed, it proves Christianity is false. Now, that does appeal to some, of course, but by no means is that the vast majority of believers. The whole alien faith crisis in the movie, to me, didn't seem like something that would actually bother most Christians. And it seems that I was right, because the dominant emotion for Christians who saw the movie wasn't fear or crisis, it was amusement. The most common response over and over is some version of, wait, that was it? That was the big thing that was supposed to break my faith? There's a kind of collective shrug happening. And honestly, a lot of Christians online seem to be almost flattered that Hollywood thought that this would work. Like, yeah, you really thought that this was gonna do it? And it's not just casual viewers. Theologians and pastors who weighed in gave thoughtful, measured responses, pointing out that nothing in the film actually contradicts the core Christian doctrine. And even some secular critics noticed that the faith-shaking angle just didn't land the way that marketing promised. But the one thing that this movie actually did reveal was why a movie like this gets framed this way and why Hollywood's expectations were so far off. Perhaps some people in Hollywood genuinely believe that the Christian faith is fragile enough to crumble at the sight of any new information about God's creation. So maybe that's it. But also, maybe the other reason that they use this faith-destroying framing is because they just wanted to start some controversy to get Christians talking about it. Marketing this movie as a challenge to Christianity is a marketing concept that we've seen work plenty of times before. It generates headlines and controversy and exactly the kind of conversation that we're having right now. But this movie didn't do the best job here because, honestly, the content was just too underwhelming. And personally, I found the entire film to just be mid, and the challenges to faith were even weaker. So overall, the anti-faith framing around this movie backfired. If anything, the only thing that it caused people to lose faith in was that Hollywood is still in touch with reality. So if you're a Christian and this ever comes up for you at work or with a friend or scrolling through comments, know that there's no need to get defensive. Allow the conversation around this movie to give you an opportunity to talk about the real supreme being who created not just the universe, but everything in it, human or otherwise. Because our faith was never about whether we're alone in the universe and what we can know about it. It's about whether God came down into it and died so that way we could know him. Ek dink nog steeds die rede hoekom hulle dit gedoen het is maar net die laaste punt wat hy gemaak het is 100% net om kontroversie te create. En selfs wat hy die comments wat hy nou gewys het na die tyd van is dit nou dit ek het nou gedink my geloof gaan getoets word en wat not en dit is presies selfs na die fliek hou hulle nog steeds aan praat daaroor en dis alles bemarking.
It's all marketing. It's all creating more controversy around the movie and more people going to watch it because okay, maar kom, laat ek nou gaan sien. Ja, sy geld maak storie. Want so ek wil dit nou toets. Ja, exactly. En want ek wil die movie kyk, nie oor die kontroversie nie. Ek wil net die movie kyk. Dit lyk vir my cool. Soos ek like Spielberg se films en dis dit, verstaan? Hy kan goeie stories vertel. Ja, exactly. Dit lyk bietjie boring, maar Sommige moet sien. Vir my is dit net dis amazing om te sien hoe baie famous akteure en aktrises en so in die tipe movie speel. Dis mense gaan kyk, Emily Blunt, ek het hierso Colin Firth, al hierdie Wyatt Russell, al hierdie famous mense wat in die movie speel en dit is aktrises en akteure waarna mense opkyk van soos ek wil eendag dit kan doen, ek wil eendag so 'n tipe persoon wees en dan is dit so en kyk die stront wat hulle aanvang in die wêreld daar buite. En dit is vir my die hartseer deel. Ek dink nie celebrities verstaan altyd die krag van invloed wat hulle het op mense nie. ek dink hulle verstaan presies wat hulle krag is van invloed op mense. Ek dink dit is presies hoekom hulle betrokke is by hierdie projekte want ek dink so min van hulle is actually gered. En selfs die wat claim hulle is gered is questionable. En ek weet nie ou. Ek dink daar's 'n prys om te betaal as jy so famous wil word en ek dink dit is 'n ek dink daar is van hulle wat legit Christene is, maar ek dink is baie min. Ek dink Hollywood shan hulle so vinnig. Ja. Ek het 'n vriend wat in California bly en hy en sy vrou werk in Hollywood en hulle is Christene en hy sê vir my, dude, jy het geen idee hoe moeilik dit is om 'n Christen te wees in Hollywood nie. You have no idea. Soos want hy vra vir my, dink ek is erg? Ek sê vir hom, ja, ek dink is vrek erg en ek gee vir hom 'n paar redes. Hy soos, okay, nou vat jou denke daaroor en jou gedagtes daaroor en jou gevoel daaroor en maal dit met 100. Dis hoe erg dit is. Dit is regtig soos dis 'n needle in 'n haystack. Maar Hollywood is brutal. Ek meen, ewen kom ons kyk celebrities wat nie Christene is nie. Ek bly die ou se naam vergeet. Maar hy speel in goeie soos Flash waar hy as Damien Dark speel. Flash. Ek kan nou net nie sy naam onthou, maar sy nommer 1 reël wat hy het is hy soen nie 'n ander vrou. Hy weier om sulke goeie. Hy sal enige iets doen wat hulle wil. Draai maar die wit hare. Wit hare. Ja. Hy weier om enige sulke seksuele goeters doen. Hy weier om 'n ander vrou te sien op TV, want hy wil nie sy kinders met daai voorbeeld sien nie. So hy speel horribale. Ek dink hy is 'n Christen daai dude, hoor. Ek weet nie of hy is of so ek want ek bly sy naam vergeet. Ja, ek weet van wie jy praat. En jy kan sy fotootjie daar opsit. Ja, ek sal gaan navorsing doen. Ja. Maar soos dis hoe hy werk verloor omdat hy nie sulke goeters wil doen nie. En ek admireer hom vir die feit dat hy daarby staan. Want dis nie maklik want as hy dit nie doen nie, kry hy nie inkomste om te kan voorsien vir sy familie, vir sy gesin nie. Maar nog steeds, hy staan by sy waardes, by sy karakter. Kyk, die ding is ons kan niks wegvat van God af nie. Hy infiltreer enige ding. Hy kan enige ding gebruik en swaai vir sy goed. Ja. Verstaan, die Satan dink hy het planne. Maar selfs sy planne is niks teen God nie. Verstaan, God het alles al klaar gesien. Hy weet al klaar hoe hy weet alles. Verstaan. So Satan het nie, you can't hold a feather. Verstaan, hy ag 'n candle to God. En dis die dinge, soos ons kyk partykeer na die wêreld en dink, die Satan is so slinks. Hy so dit en dan sit soos hy ou. Waar fokus jy? Fokus op God. Ja. Sy planne is ver bo enige being. Hy het klaar alles uitgepan. Verstaan? Dit is soos fokus net op hom, vertrou op hom. En ek sê nie altyd ons moet net deur die lewe float nie. Ja, nee. Want ek dink ook partykeer jy weet ons moet discernment hê en ons moet weet dat ons moet wegbly van hierdie ding af, ons moet wegbly van daai ding af, ons moet saai in hierdie ding. Maar partykeer is dit soos ek dink daar's baie Christene wat nou net nie hierdie movie gaan kyk net omdat oor dit nie. Soos gaan kyk dit. Dit is 'n cool storie. Ja, verstaan. En bly daar's 'n storie. Of soos wat ek dink is Marcus, die ou van What Do You Mean, wat hy sê daar, soos
gebruik dit as 'n stepping stone in 'n of 'n angle in 'n conversation in oor Jesus Christus. Ja. Soos ons kan enige iets man, hoe langer jy journey saam met Jesus, hoe makliker word dit om angles te kry. En dis die ding, ek sê nie jou hele being moet wees om angles te kry om mense te vertel van Jesus nie. Daar is geleenthede wat jy net moet luister en moet deel wees van die gesprek en present wees en goeters, maar daar's so baie geleenthede wat ek nie onverwags wat die Gees my prompt en sê nou moet jy ingaan met hierdie. En dis awesome vir my, want dan weet ek ook die Here het 'n afspraak met hierdie persoon. Ek het dit nie geweet nie, ek's net op die regte plek op die regte tyd en hy gebruik my nou en ek's all for it. En ja, dis cool. Ja, ek moet sê ek het al baie keer onverwags dan sit 2-3 die oggend, sit ons by 'n Pel se huis, dan is ons almal al 3-4 biere in of ons is op die plaas somewhere om 'n 4. Dis tube en ons begin net praat oor die Here. Kyk, obviously omstandighede onder wat dit gebeur het, sou ek wou verander soos dat ek nie dronk was nie, maar die feit dat ons daarby uitgekom het was so amazing geweest om te kon sien, maak nie saak wat die omstandighede, ons het nog steeds by hom uitgekom, ons nog steeds oor hom begin chat. En want ons vir 1 uur, 2 ure gesit en chat oor hom. En dit was so lekker geweest, was so rustig geweest. En ons het almal saam gechat. Ja, ek hoor ja, ek like dit. Ek like dit. Julle so, laat weet ons wat dink julle hiervan, van die hele kontroversie, laat weet ons of julle die movie gaan kyk of nie, ek gaan dit kyk. Ja. Ek like Spielberg se flieks. Ja, ek gaan die storie kyk. En ja, kom ons kyk waaroor dit gaan. Ek dink net ons moet wakker wees in conclusion of in ter afsluiting is ons moet wakker wees. Ons moet eintlik en ons sê dit amper in elke episode, as jou oë gerig is op Jesus, dan gaan die res in plek val. Dis maar net hoe dit is. En die ding is dit gaan nie altyd maklik wees en eenvoudig wees nie, maar jou oë bly gefestig op hom en dan gaan daai goeters nie saak maak nie. Soos die boom wat geplant is by waters waar rus is, maar is chaos om die boom. Ja. Jy fokus op die rus, al is dit nog steeds chaos om jou. So ja, laat weet ons wat dink julle en of julle wat dink julle van die movie dalk as julle dit klaar gekyk het, maar ja, sien julle hierdie is ons eerste amptelike reaksievideo gewees. Ja, ordentlike reaksievideo. So laat weet ons Met wat 'n dink julle video. van hierdie tipe content asseblief, dit sal ook cool wees. Ja, waar daar 'n video by is. Ja, kan die mense saam kyk. Actually. Okay, cheers julle, sien julle die volgende een.